As jou Bybel vanmôre saam gebring het, wil ek vra dat jy dit vir my sal oopmaak, daar by 2 Samuel hoofstuk 5. 2 Samuel hoofstuk 5, so vanaf vers 17. Ons gaan so 'n hele paar versies vanmôre daar saam lees. Dis vanmôre vir my 'n groot eer en 'n groot voorreg om op Pinksteroggend 2026 saam met jou die woord te kan oopbreek. Dis vanmôre vir my 'n groot eer om saam met my boeties en my sissies op die beste plek te kan wees waar jou Pinksteroggend kan wees. Glo jy vanmôre dat die Gees van God is hier? Kerk van die Here, ek vra, glo jy dat die Gees van God is hier? Ek weet vanmôre kyk ons na 'n leë bank en mense wat nie hier is nie, maar die woord van die Here sê dat waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is die Here in ons midde. Ek wil jou vanmôre sê, ek weet nie hoe lank gaan ons diens wees nie, maar wat ek weet is dat in elke sekonde van ons diens is die Here hier. En waar die Here is, kan dinge verander. So ek wil vra dat jy vanmôre alreeds jou hart sal oopmaak, dat jy jou gees sal oopmaak, ontvanklik sal maak, sodat die Here vanmôre iets in jou midde en vir jou lewe kan doen. Ek is opgewonde oor kerk. Ek is opgewonde oor Pinkster. Ek is opgewonde oor waarmee die Here in ons gemeente besig is. And not even the gates of hell will prevail. Dankie vir die voorreg wat ek het om weer 'n keer vanmôre vir jou die woord te kan oopbreek. En ek wil vanmôre met jou praat oor die tema, die ritseling in die balsembos. Die ritseling in die balsembos. Nou, wat beteken Pinkster? Pinkster beteken letterlik Pentekost, wat 'n Griekse woord is, wat beteken 50, want ons is presies 50 dae na Paasfees. En ek weet jy ken Handelinge 1 vers 4, toe die Here die disippels beveel het om nie ver weg te gaan nie, maar om in Jerusalem te bly, totdat die belofte van die Heilige Gees oor hulle sal kom. Handelinge 2 vers 3 sê, en toe is daar tonge van vuur gesien, wat op hulle koppe gaan rus het, die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is hoekom ek en jy vanmôre saam is, om die belofte wat God al reeds vir ons gegee het, hoor gou mooi, wat God al reeds vir ons gegee het, te kom herdenk en te kom vier en te kom dankie sê, Here, vir die Heilige Gees. Nou hoor gou my hart. Die Pinksterkerk het in die laaste paar jare en dekades, het hulle gesê dat, pastoor, ons bou dit op tot Pinksteroggend, en Pinksteroggend, dan moet die vuur val, en die Heilige Gees moet werk, en die gawes moet gebeur, en dan moet 'n taal wees, en dan moet 'n profesie wees, en mense moet opgewonde wees, en ja, 1000 maal ja, dit is waaroor Pinkster gaan, maar ek het vanmôre vir jou gesê, dat ons is vanmôre hier, om Pinkster te kom herdenk. Die Pinksterbelewenis, die Pinksterervaring moet elke dag in die gelowige se lewe wees. Elke oggend wanneer jy opstaan, moet die Pinkster 'n werklikheid in jou lewe wees. Elke oggend wanneer ons kerk hou, moet die vuur val, moet die profesie uitkom, moet die tale gespreek word, en kan ons dit nie net hou vir 'n Pinksteroggend nie. Die kerk mag nog nooit sy honger vir God se Gees verloor nie. Die kerk mag nog nooit sy salwing verloor nie. Die kerk mag nie sy mandaat verloor nie. Die kerk mag nie die opdrag verloor nie. Ons mag nie die Heilige Gees verloor nie. En 'n oggend soos hierdie is ons bymekaar om dit wat God alreeds vir ons gegee het te kom herdenk, om dit uit te lewe, want dit is deel van my DNA. Dis deel van my erfenis. Dis deel van my lewe. Die kerk mag nie sy honger vir God se Gees verloor nie. Jy mag nie die vrees vir God verloor nie. En in baie kere, dan sien ons dat op Pinkster Sondag daar bietjie minder is, want die mense is bang vir wat kan gebeur. Ek kyk gisterand, toe ek alles klaar voorberei het, kyk ek so bietjie terug
10, 20, 30 jaar terug, daar op Maranatha Park, toe ons Pinksterdienste gehou het, en ek sê, Here, ek begeer Pinkster, soos dit Pinkster was, toe U dit vir ons gegee het. Die kerk het sy erfenis verloor. Die kerk het sy vuur verloor. Die kerk het sy Pinkster ervaring laat verkoud. En ek is vanmôre hier om vir jou te sê, dat Pinkster is nie net vir 1 Sondag 'n jaar nie. Dis vir 52 Sondae 'n jaar. 365 dae moet ek 'n Pinkster binne in my wees. En moet ek in die oggend bid en sê, Here, stort opnuut U Gees uit my uit. Gee my 'n woord, gee my 'n taal, gee my 'n profesie, sodat ek kerk van Jesus kan wees. Verstaan jy Pinkster? Dis waaroor Pinkster gaan, oor die uitstorting van God se Gees, die belofte wat ons alreeds gekry het. En jy moet net vanmôre sê, Here, dankie. Here, dankie vir die werking, Here, dankie vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n gees, maar is ook 'n Heilige Gees. Dis ook een van die 3 eenheid en ons vergeet waarskynlik partykeer dat die Heilige Gees is 'n persoon. En as 'n persoon het hy persoonlike eienskappe. Die Heilige Gees kan met ons praat en hy kan ons leer en hy kan ons lei en hy kan ons help en hy kan ons troos, maar in al hierdie dinge en omdat hy 'n persoon is en 'n gees is, kan ek en jy hom so maklik bedroef. En daarom moet ons so versigtig wees in wat ook al ons doen, dat ons nooit die Heilige Gees sal bedroef nie. Omdat jy die Heilige Gees in jou het nie. Nou wat is die verskil? En ek gaan nou 'n bietjie preek, ek wil jou net gou so 'n bietjie agtergrond gee. Wat is die verskil tussen die Heilige Gees in die Ou Testament en die Heilige Gees in die Nuwe Testament? Nou, ek lees, as ek my Bybel mooi lees, dat Josef was vol van God se Gees. En ek lees van Moses en van Josua en selfs van Joel en van Simon, al het hy baie dinge verkeerd gedoen. Die Heilige Gees was in hom en koning Dawid en Elia en Elisa. Ek lees dat die Gees van die Here was binne in hulle, maar in die Ou Testament was die Heilige Gees oor mense uitgegiet vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke geleentheid en iets wat 'n persoon moes doen. Josef het die Heilige Gees ontvang toe hy in Egipte was, sodat hy die volk kon reglei. Moses het die Heilige Gees gekry sodat hy die volk uit die wildernis kon uitlei, en so ook koning Dawid vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke geleentheid. Maar toe die Nuwe Testament aanbreek en God sy Gees uitgiet, toe kom woon die Heilige Gees binne in my en hy kan nie weer uit my uitgaan. Ek is die tempel van die Heilige Gees en ek is vol van God se Gees. Nie net vir 'n oomblik of vir 'n geleentheid nie. Pinkster beteken dat God se Gees binne in my ingekom woon het en onder my lewe 'n salwing kom los het. En wanneer sy Gees dan binne in my is, dan gee die Heilige Gees my krag, dit gee my vrede, dit oortuig my van sonde, dit gee my wysheid, dit help my om te bid, dit maak God se woord 'n werklikheid en dit vorm die vrug van God se Gees binne in my lewe. Sjoe, so mondvol. En dan sien ons daar in die Bybel dat die Heilige Gees word aan ons voorgestel as 'n duif en as 'n wind en as water en as olie en 'n vuur en 'n seël en ek weet jy ken hierdie goed. Maar so 2 weke terug begin ek voorberei en ek sê, Here, wat kan ek kom preek op Pinksteroggend? En die Here vat my na 2 Samuel toe en die Here kom wys my net 'n nuwe vars iets van die Heilige Gees. Ek weet nie van jou nie. Dis hoe die Heilige Gees werk. Daar's elke dag net iets nuuts, iets vars. Dis 'n nuwe brood wat gebak is. En die Here vat my hier na 2 Samuel 5 toe en die Here gee my 'n opdrag en sê, gaan praat met my kinders op Pinksteroggend oor die ritseling in die balsambos. As jy 'n plekjie het, sê amen. Amen. 2 Samuel 5 vers 17. Hy sê, en toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesalf het hulle al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek, maar Dawid het dit gehoor en afgetrek na die bergvesting toe.
Nou stop gou daar so. As jy 2 Samuel 5 se eerste 3 hoofstukke, se eerste versies lees, dan sal jy sien Dawid is so ongeveer 30 en hy het so pas koning geword. En die Filistyne het dit gehoor en hulle het so 'n bietjie bang geraak. Vers 18 sê, en die Filistyne het gekom en hulle het hulle self versprei in die dal Rifam. En toe Dawid die Here raad gepleeg en gesê, sal ek optrek teen hierdie Filistyne? Sal u hulle in my hand gee? En die Here het aan Dawid gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. Daarom het Dawid na Baal-Perasim gegaan en Dawid het hulle daar verslaan en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hy die plek Baal-Perasim genoem. Vers 21. En hulle het hulle afgode net daar gelaat, en Dawid en sy manskappe het dit saamgeneem. Maar die Filistyne het nog weer opgetrek en hulle in die dal Rifaim versprei. En toe raadpleeg Dawid weer die Here en sê, jy moet nie optrek nie, antwoord die Here. Trek agter hulle om en val hulle vlak voor die balsambos. En vers 24, luister mooi. Hy sê, en as jy die geruis van voetstappe in die toppe van die balsambos hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen net soos die Here hom beveel het, en hy het die Filistyne verslaan van Geboa af tot by Geser. Ek wil vanmôre bietjie met jou praat oor die tema hier op Pinksteroggend, oor die ritseling in die balsambos. Nou wat gebeur hierso? Gee my gou 2 minute. Die Filistyne hoor dat Dawid het koning geword. Hulle is so 'n bietjie bang vir dit wat Dawid kan doen. Dawid is 'n jong man. Dawid het baie energie. Dawid weet hoe om oorlog te voer. Hy het die reus verslaan, hy het die beer en die leeu verslaan en die Filistyne weet, sjoe, hier kom moeilikheid. Die Filistyne weet hier is moeilikheid. Nou stop gou daar. Kan ek gou die gesalfdes van die Here sien? Die konings. Die duiwel weet waartoe is jy in staat. En omdat hy bang is vir wat jy kan doen, omdat hy bang is waartoe jy in staat is, gaan hy die Filistyne kort op jou pad stuur om oorlog met jou te maak en oorlog met jou te maak en oorlog met jou te maak, sodat hy jou kan vernietig, sodat jy nie kan doen wat God jou voorgeroep het. En hier kom Dawid en hy raadpleeg die Here en hy sê, Here, wat moet ek doen? En die Here sê, gaan in hierdie vallei, en nou hierdie vallei was 'n vreeslike 'n plat vallei met geen struike en geen bome nie, die ideale plek vir oorlog. En die Here sê, gaan voer oorlog en ek gaan jou vyande in jou hand vir jou gee. En ons ken die geskiedenis, Dawid het dit gedoen, hy het die oorlog gewen, maar Dawid maak 'n ongelooflike groot fout. In vers 24 sê die Bybel, dat die Filistyne het hulle afgode gedra tot daar in die vallei. En daar in die vallei het hulle oorlog gehou, terwyl hulle afgode aan die kante gestaan het, en hulle het hulle afgode aanbid, en toe hulle verslaan is, het hulle weggehardloop, en wat los hulle daar? Hulle afgode. Weet jy wat maak Dawid die gesalfde van die Here? Hy vat daar die afgode en hy vat dit met hom saam. Sjoe, kind van die Here. As jy met die duiwel klaar gespeel het, maak alles van hom tot niet. Moenie iewers nog 'n deurtjie oop los nie. Moenie nog iewers ietsiekie los en sê, ek sal môre met hierdie hanteer nie. Hy gaan terugkom. En dis presies wat hier gebeur. Die Filistyne sê, ek het nog nie klaar met hierdie gesalfde nie. Ek gaan maar weer terugkom. En hy kom terug en die afgode is bymekaar gemaak. Want Dawid het nie die afgode vernietig nie. Dis 'n preek vir 'n ander môre. Maar hoor my hart vanmôre, as die Here jou verlos het, as die Here jou vrygemaak het, as die Here jou oorwinning oor jou Filistyne gegee het, maak klaar met hulle goed, breek hulle goed, moenie 'n deur ooplos nie, want Dawid het dit die duurste geleer, hy moet weer oorlog voer. Hoekom? Want hy het nie klaar gemaak die eerste keer. En dan lees ek 'n besonderse ding, Dawid sê, Here, ons gaan dit seker weer soos die eerste keer doen. Ek gaan hulle aanval en ek gaan wen, en die Here sê, nee, hier is 'n groter geveg. En die Here gee Dawid hierdie opdrag. Hy sê, Dawid,
trek agterom. En as jy by die balsambos kom, dan gaan stop jy by daardie bos. En dan wag jy. Ek weet nie van jou nie, ek kan nie wag nie. Ek het 'n probleem met wag. Ek is bietjie ongeduldig van geaardheid. Dawid, as jy agter hierdie balsambos kom, dan gaan sit jy. En jy wag. Nou kry gou die prentjie. Daar was nie 100 soldate nie, kom ons sê daar was 1000 soldate. Agter Dawid is 1000 soldate. Hulle is opgecharge. Hulle het hulle spiese en hulle swaarde en hulle perde en hulle sê Dawid, kom ons gaan val hulle aan. Dawid, ons het dit gister reg gekry. Ons gaan dit weer vandag doen. En as hulle so deur die bos kyk, dan sien hulle die Filistyne. Hulle is al so bietjie minder. Hulle is al so bietjie uitgedun. Dawid, ons moet aangaan. En dan sê Dawid, nee, die Here het gesê wag. Wag agter die balsambos. Wag agter die balsambos. En op een oomblik sê die Here vir Dawid, jy moet versigtig luister. En as jy die ritseling in die balsambos hoor, as jy die ritseling in die balsambos hoor, dan trek jy in en jy begin oorlog voer. En die Here sê, gaan sê vir my kerk, ons moet geduldig agter die balsambos wag, want in die balsambos is God se weermag, is die Heilige Gees besig om vir my en jou vanmôre die oorlog gereed te maak. In die atmosfeer is daar vanmôre 'n ritseling van God se Gees. Die Gees is binne in die balsambos. Hy's besig om te beweeg. Die weermag van God is besig om vir Dawid die geveg te veg. Baie mense het baie definisies oor wat in hierdie balsambos gebeur het. Party sê dis die weermag van God. Ander mense sê dis die engele van die Here, want daar's miljoene engele wat voor hom kon uitgaan en hierdie oorlog vir Dawid kon voer. Kom vanmôre vir jou sê die ritseling in die balsambos is niks anders as die werking van die Heilige Gees. Weet jy hoe klink 100,000 engele in 'n bos? Dit raas. Weet jy hoe klink 'n weermag in 'n balsambos? Dit vibreer. Nee, sê Dawid, jy moet mooi luister. Jy moet baie versigtig wees. Jy moet wag tot jy die ritseling in die balsambos hoor. Dan weet jy God is aan die werk. Die Heilige Gees het voor jou uitgetrek. En Dawid sê vir sy manne, raak julle net rustig. Raak julle net rustig. Ontspan julle net. Julle moet baie saggies wees. Want die Heilige Gees gaan nie skree nie. Hy gaan nie raas nie. Hy gaan net deur die balsambos beweeg. En die ritseling van die balsambos gaan Dawid die teken gee. Môre gekom om vir jou te sê, "Sjoe, ek weet nie van jou nie, ek is moeg beklei." Ek is moeg beklei. Kan ek gou jou hand sien wie is moeg beklei? Kom aan, is dit net ek? Dis die een oorlog na die ander oorlog en die een geveg na die ander geveg. En baie keer dan dink ek nogal ek is reg. Ek kan hierdie geveg doen. Man, bring it on, ek is lus vir 'n fight. Vanmôre wil die Here sê, raak jy net rustig. Kom stop net agter my balsambos. Weet jy wat, 'n balsam is reg deur die Bybel 'n teken van salwing, is 'n teken van genesing, dis 'n teken van God se teenwoordigheid, dis 'n teken van 'n wonderwerkende krag wat iemand besig is om te doen. En vanmôre sê die Here, raak rustig, kom agter die balsambos. En wanneer jy die geruis hoor, dan weet jy God is besig. Wil jy met gou die prentjie kry? Ek het gisterand so 'n bietjie gaan Google, hoe lyk 'n balsambos? Balsambos is maar so hoog. Net so hoog. Dis sulke droërige takkies wat gemaal moet word en dan kry jy die olie wat baie goed was vir oë en vir medisinale gebruik. En wanneer die wind deur hierdie balsambos gewaai het, dan het daar 'n soet reuk aan die ander kant uitgekom. Ek weet nie van jou nie. Ek soek die soet reuk van God se teenwoordigheid. Ek soek die soet geur van God se beweging in my midde. Ek soek die soet reuk van God se aanraking, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die ritseling in die balsambos en deur die soet geur van balsam wat in die lug waai, sal die Here vir jou die oorlog voer. Sien, ek en jy wil veg.
Dit is hoe ons groot gemaak is. Ons wil vorentoe gaan, ons wil iets doen en die Here wil vanmôre net vir jou sê, raak rustig. Raak rustig. Jy sien die ritseling in die balsambos het die oorwinning aangekondig. Die ritseling in die balsambos het vir Dawid die gerusheid gegee dat God is met hom, God is by hom en hy sal hom nie alleen los. En op hierdie Pinksteroggend, op hierdie herdenking van die mooiste belofte en die erfenis van ons, wil ek vir jou vanmôre sê, raak rustig. Met wie praat ek vanmôre? Raak rustig. Ek wil tog so 'n paar dingetjies uithaal uit hierdie gedeelte. Wat leer ek uit hierdie gedeelte uit? In die eerste plek, die ritseling is 'n teken dat die Heilige Gees aan die werk is. Die ritseling beteken dat God aan die werk is. Vers 24 sê, en as jy die geruis van die voetstappe hoor. As jy die ritseling hoor, Dawid, moet jy weet dat die Heilige Gees, dat God se weermag aan die werk is, dat God se weermag alreeds voor jou uit beweeg het. Jy sien niks vanmôre nie, jy ervaar niks vanmôre nie, jy beleef niks vanmôre nie, en jy vra, Here, hoe lank moet ek nog wag? Here, wat moet ek nog doen? Here, hoekom sien jy my nie raak nie? Here, hoekom gebeur hierdie goed met ander mense, maar nie met my nie? En die Here sê vanmôre, die teken, as jy die ritseling in die bos hoor, moet jy weet dat die Here al iewerste vir jou besig is. En ek weet vanmôre, jy sê, pastoor, ek bid hierdie siening vas. Pastoor, ek hoor dit nie, ek sien dit nie, ek voel alleen, ek weet nie wat ek kan doen nie. Maak net jou ore gespits, hoor die ritseling, en jy sal weet, God is in beheer. God is in beheer. God is vanmôre nog steeds in beheer. Dawid het geweet, ek is nie alleen nie. Dawid het geweet, God is reeds besig. Dawid se hart het begin opgewonde raak. Hy het gesien hoe deure vir hom oopgaan. Sy geloof het begin sterker raak, want die ritseling het gesê, moenie moed verloor nie, moenie my hand los nie. Ek is al reeds voor jou uit, sê die Here, om vir jou 'n wonderwerk te gaan doen. Soek jy 'n voorbeeld in die Bybel? Moses kom by die see. Voor hom is water, paar miljoen Jode, en ver in die agtergrond is die Egiptenare op pad om hulle te kom doodmaak. Hy sien nog niks. Die Here sê, laat maak net jou staf op die water. En toe die staf die water tref, toe die ritseling die water tref, het die water oopgegaan. Het Moses geweet dit gaan gebeur? Verseker nie. Het Moses geweet wat die uitkoms gaan wees, hoe groot die wonderwerk gaan wees? Verseker nie, maar hy was sensitief gewees vir die ritseling van God se Gees. Eksodus 14 vers 14 sê, en die Here sal vir jou stry. Prys die naam van Jesus, prys die naam van ons grote koning. Die ritseling beteken dat God is vanmôre aan die werk. Onthou jy Jerigo se mure? Josua sê, Here, ek verstaan nie. Ek het my tot hier gebring en nou is die mure. Die Here sê, klim op. En dan loop jy 7 keer. Ek dink hy het vir 'n oomblik gesê, ek verstaan nie wat nou gaan gebeur nie. Maar in die ritseling het die mure gekraak. In die ritseling het die mure begin beweeg. In die ritseling het daar 'n wonderwerk gebeur. Josua 6 vers 2 sê, ek gee Jerigo in jou hand. En die ritseling het die mure laat platval. Die ritseling is 'n teken dat God se Gees is aan die werk. Onthou jy vir Elia? Hy stuur sy diensknegt, hy sê, gaan kyk vir my, wat sien jy? En hy kom terug, ek sien niks. Maar die profeet het 'n ritseling gehoor. Daar was 'n ritseling in die atmosfeer, kom aan kerk, jy weet waarvan ek praat. En toe die diensknegt terugkom, toe sê, daar's 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis. Kom ons braai bietjie vleis, dit sal net nou reën. Die profeet sê, nee, ek hoor 'n ritseling. Want waar 'n wolkie is 'n ritseling. En dit reën, sê die Bybel. Ek weet nie van jou nie, wanneer ek die Jerigo se mure sien, wanneer ek 'n wolkie sien, wanneer ek die see sien, dan raak ek angstig binne in my. Maar die Here sê vanmôre, raak rustig. Christa wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie hoekom nie, raak rustig, sê die Here. Die teken dat die Heilige Gees aan die beweeg is die ritseling in die balsambos.
Bring my by die tweede punt. Ek preek so vinnig, ek gaan te ver. Nommer 2. Die ritseling in die balsambos vra geestelike ore. Die ritseling vra geestelike ore. 'n Ritseling is sag. Dis sag. Dis wanneer iemand saggies beweeg sodat die vyand nie moet hoor hy is op pad nie. Dis 'n saggiese beweging en niemand maak 'n geraas nie. Kry die prentjie. Die gras is kort, die bome is kort en die Heilige Gees beweeg deur hierdie struike. Saggies. Net 'n ritseling. Ek dink die boom het net, die gras het net so gewaai. Nie 'n harde klank nie. Nie harde geluid nie en die Here sê vir Dawid, Dawid, as jy hoor. As jy hoor. Dit praat van 'n ingesteldheid. Dit praat van 'n sensitiwiteit om te midde, hoor my hart, te midde van die volk wat skree en opgewonde is en van perde wat doen 'n perd? Bulk. Nee, rinnik. Van perde wat rinnik, ten spyte van die vyand wat opgewonde raak aan die agterkant, moes Dawid rustig raak. Net so toevallig. Hoe hoor jy 'n ritseling? In die kerk van die Here is te min op hulle knieë. Maar Dawid, ek kry die prentjie dat hy sy kop so, ek kan nie so laag buig nie, dat hy sy kop so op die grond neersit. En hy sê, ek wil net hoor, raak net vir my rustig hier agter my. Raak net vir my, kushakarakatikibende. Raak net gou vir my rustig. Ek wil die salwing hoor. Ek wil die Heilige Gees hoor. Ek wil die vibrasies in die Gees hoor. Dawid, jy gaan dit nie hoor nie. Jy moet sensitief raak. En ek het vanmôre gekom met 'n eenvoudige boodskap. Die wêreld raas. Jy gaan dit nie hoor nie. Weet jy wat doen die Filistyne? Hulle skree. Hulle is opgewonde. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, dat dit weer galm in die hemel. Sodat jy nie moet hoor nie. En daarom moet jy vanmôre bitter sensitief wees. Matteus 11 vers 15 sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Want het Jesus nie baie kere gesê, julle het ore, maar julle hoor nie. En ons moet op 'n plek kom, wat ons sensitief raak vir die stem, sensitief vir die werking, sensitief vir die gawes, sensitief vir die Heilige Gees kan word, sodat ons kan weet wanneer om die oorlog te begin veg. Partykeer dink jy jy's gereed, dan is jy nie. Want hy 1 Samuel 3 vers 9, Samuel spring op en sê, Eli, soekie my? 3 keer. Dan sê Eli vir hom, nee, gaan terug, en as jy dit weer hoor, dan sê jy, spreek Here, u dienskneg luister. Sonder om jou hand op te steek. Wanneer laas het jy gesê, spreek Here? Spreek Here, u dienskneg luister. Ons is te besig. Ons is te besig. En ja, ons moet besig wees. Ons moet hierdie goed hanteer, want ons is ongelukkig nou hier, ons moet dit hanteer. Maar iewerste in jou dag sal jou kop die aarde moet tref, sodat jy die stem van die Here kan hoor. Johannes 10:27 so mooi, hy sê, my skape ken my stem en hulle luister na my stem. Hebreërs 3 vanaf vers 15 sê, vandag as jy my stem hoor, sê die Here, verhard nie jou hart nie. Jesaja 30:21 sê, en jy sal agter jou 'n woord hoor. Hierdie is die weg. Agter jou sal jy 'n woord hoor, gaan links of gaan regs. Hoor gou vir my. Nie almal gaan die ritseling hoor nie. Nie almal gaan die ritseling hoor nie. Net die gesalfdes. Hallo? Nie die volk nie. Nie die Filistyne nie. Die koning, die gesalfde koning. Kan ek gou gesalfdes sien? Kom aan. Net die gesalfdes gaan die ritseling hoor. Miskien moet ons op 'n plek kom wat ons sê, Here, ek is te besig. Ek hoor nie meer nie. Ek praat van myself. Here, ek hoor nie meer nie. Sjoe.
Ek sal moet aarde toe kom, dat my kop die oor, die grond moet tref. Here, ek is die gesalfde, ek moet hoor. Dit bring my by nommer 3, maak dit sin vir jou. Nommer 3, die ritseling beteken vanmôre, die ritseling kom voor die deurbraak. Sjoe, hier is 'n moeilike een. Vers 24 sê, want dan, wanneer? As jy die ritseling hoor, want dan het die Here voor jou uitgetrek. Nie voor dit nie, hallo, nie voor dit nie. Eers wanneer jy die ritseling hoor, dan weet jy, die deurbraak het gekom. Dawid sê die Here, wag. En as jy die ritseling hoor, dan kom die oorwinning. Disippels, gaan Jerusalem toe en wag. Kry die Heilige Gees, dan sal julle met krag bestraal word. Die ritseling is iets waarop die kinders van die Here moet wag, want dit beteken die oorwinning is hier. Hoor gou mooi, nie die oorwinning is op pad nie, nie die oorwinning gaan kom nie, as jy die ritseling in die balsembos gehoor het, gesalfde van die Here, is die oorwinning alreeds daar. Weet jy wat moet jy doen? Dan moet jy opstaan, jy moet jou swaard en jou spies vat, en jy moet oorlog voer in die Gees, want die Here het die oorwinning vir jou alreeds gegee. God werk voordat ons dit sien. Op hierdie oomblik is die Heilige Gees in mense se lewens besig om iets vir jou uit te werk wat jou asem gaan wegslaan. Hy word nie verniet genoem die God van wonders nie. Die hemel beweeg eers voordat die aarde dit sien. Hallo? Dan kom eers wolke en dan kom die reën. Daar's eers 'n rookie, dan is daar 'n vuur. En net so werk dit in die balsembos. Wanneer jy die deurbraak, wanneer jy die ritseling hoor, is jou deurbraak alreeds daar. Jy moet net vat en jou oorwinning kry. Onthou jy, toe Josua, die Here sê vir Josua, as die mure val, as jy die ritseling hoor, as die mure val, gee 'n tree vorentoe. Nou kom aan, jy het dit al gelees. Josua, as die mure val, dan begin jy loop en jy voer oorlog. Nee, dan moet ek gou eers oor die klippe kom, net eers hier oor kom, kan ek gou my boetie net hier ophelp, en ek wil net my donkies kom, die mure is af, kom ons gaan oorlog voer. Nee, sê hy, as die mure op die grond lê, as jy die ritseling hoor, dan beteken dit jou deurbraak is hier, vat dit en kry dit in die naam van Jesus. Maar weet jy wat maak ons? En dis net ek, as ek die ritseling hoor, dan is ek so opgewonde vir die ritseling en die oorwinning gaan verby my. As die water roer, dan spring ek in. Vanmôre is my boodskap dalk eenvoudig, maar ek wil hê jy moet iets saam met jou huis toe vat. Ek wil hê jy moet iets saam met jou vat, dat daar's daar ritseling, moet jy begin uitkyk, van die deurbraak is hier. Die deurbraak is hier. Die deurbraak is hier. Ek weet nie met wie ek vanmôre praat nie. Raak sensitief vir die ritseling en gee tree vorentoe. Nommer 4. Die ritseling beteken dat ek en jy moet reageer. Ons moet reageer. Kom aan, ek het dit nou net vir jou gesê. As die mure plat is, reageer jy. As daar iets gebeur, reageer jy. As die water roer, dan reageer jy. Jy kan nie passief op die agtergrond sit en sê, Here, ek sal so 'n bietjie wag nie. Here, ek het gesien hy's besig. Here, ek het sensitief geraak. Ek weet die deurbraak is hier, maar ek doen niks nie. En as 'n Pinkster kerk van die Here moet ons reageer. Ek wil vanmôre gou vir jou sê dat die arbeiders is min en die oes is gereed. Gaan jy reageer? Die tyd is min en die sonde is baie. Gaan jy reageer? Die wonderwerke is hier, gaan jy reageer? Die gawes is hier, gaan jy reageer? Die tale is hier, gaan jy reageer? Of gaan jy wag vir iemand anderste? Kom jy maar verby, ek sal agter jou staan, kom maar verby, kom maar verby, nee, staan voor my asseblief, en so gaan jou oorwinning verby jou. Al vergeet jy alles vanmôre, as jy die ritseling hoor, moet jy een ding onthou, jy moet reageer. Die Here Jesus sê dit so mooi vir sy disippels, hy sê, gaan dan heen, nie, sit en wag nie, gaan dan heen, doen iets.
Dit bring my by nommer 5. Die ritseling bring nuwe krag. Kan ek gou iemand sien, hoor mooi, wat nie moeg is nie? Almal is moeg. Almal is moeg, siek en sat. Praat ek met die regte gehoor? As jy in die oggende opstaan en sê, "Sjoe, is hierdie nag verby. Ek is moeg." Dawid was moeg. Kom aan, hy het nou net 'n oorlog gevoer. Die druk was hoog, die spanning was hoog, die onsekerheid. Hy het nou net koning geword, sê die Bybel. So hy was so 'n bietjie bekommerd. Hy was ook honger gewees. Hallo. Hy was dors. Dawid was moeg. Die soldate wat agter Dawid gestaan het, wat vir hom moes veg, was moeg, was uitgeput. Hulle was gereed gewees. Maar toe Dawid die ritseling hoor, toe kry hy nuwe krag. Dis soos 'n generator wat aangeswitch word. Wanneer ek die ritseling hoor, dan begin ek opgewonde raak. Dis asof daar nuwe krag binne in my ingeplaas word. Ek is moeg gewerk, ek is moeg gesukkel, ek is moeg beklei, maar wanneer die Heilige Gees deur my waai, dan kry ek krag, Sanchez, om net nog een keer te beklei, om net nog een keer oorlog te maak, om nog net een keer vorentoe te wag. Die wat op die Here wag, kom aan kerk, kry nuwe krag. Dawid wag op die Here, wag op die ritseling. En as jy die ritseling hoor, sal ek jou krag gee. Gaan wag in Jerusalem en die gawe en die belofte van die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal krag kry, maar die kerk van Jesus Christus se plak is by die muur uitgetrek. Eina. Sjoe. Jy weet waarvan ek praat. Kan jy verstaan hoekom ons moeg is? Want die Heilige Gees gee die swakkes nuwe krag. Die Heilige Gees gee die wat moedeloos is weemoed. Pinkster, die belofte van Pinkster maak mense sterk. As jy vol is van God se Gees, dan kan jy preek en 3000 mense kom tot bekering. En gister was ek te bang om te sê ek ken hom. Hallo, kom aan. Want die Heilige Gees verander jou. Saul was moeg gesoek na sy pa se donkies om Charles. Hy het nie meer geweet watter kant toe nie. Maar toe hy by die profete kom en hy die gawe van die Heilige Gees ontvang, toe sê die Bybel, het hy 'n ander mens verander en het hy saam met hulle begin profeteer. Hoekom? Want die Heilige Gees gee krag. Samson, moedeloos. Hy het nie eers oë nie. Hy weet nie watter kant toe nie. Hy sê, vat my net op tot by die tempel se pilare. En die Bybel sê dat die Gees het vaardig oor hom geword. 'n Man wat besig is om dood te gaan, gryp daai pilare, kom aan, jy weet daai pilare is so. En hy trek hulle in mekaar. Hoekom? Want die Heilige Gees gee krag. Die Heilige Gees gee krag. Elia lê onder die onder die besembos. Ag Here, mag ek asseblief net sterwe. Kom aan, wie dit al gesê? As jy dit gesê het, moet jy dit bely, hoor. Hallo? Dis 'n preek vir 'n ander dag. Hoor gou my hart. As jy iewers in jou lewe al gesê het, Here, mag ek net sterwe, moet jy dit bely. Sny dit af. Vra hom verskoning. Weet jy wat gebeur met Elia? Hy lê onder hierdie besembos, hy weet nie weer watter kant toe nie. Maar toe hy die ritseling hoor, toe kry hy nuwe krag en hy staan op en hy doen waarvoor die Here hom geroep het. Kind van die Here, kerk van die Here Jesus, kom uit onder die besembos. Wat soek jy dan? Kom uit onder die besembos. Jy het krag gekry om te kan doen ver bokant wat jy kan bid of bid. Filippense 4 vers 13 sê ek. Hallo, ek is tot, het alle strappe van vergelyking, ek kry nie alles ter alle lusters nie. Ek is tot alles in staat. Ek het my gedraai as vreemde mense. Ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my die krag gee. Kan ek jou iets vra? Kan ek jou 'n bietjie uitdaag? Net vir 2 dae. Hierdie week, maandag en dinsdag, want teen woensdag het die preek vergeet, né? Maandag en dinsdag, moenie sê ek kan nie. Dis al wat ek jou vra.
As iets na jou kant toe kom, moenie sê ek kan nie. Of dis te veel nie. Ek kan nie. Jy kan. Jy kan. As gevolg van wat? As gevolg van die ritseling in die balsambos. Ek sluit af. Die ritseling bring nuwe lewe. Die balsambos was droog. Dit was in die middel van die woestyn. Dit was ook in 'n warm seisoen. Dis net 'n klomp takke wat daar staan. Die kommentare sê dit was in die tyd gewees net voordat die balsambos opgekap moes geword het. So die balsambos was droog. Die gras was droog. Daar was nie water nie. Daar was niks gewees nie. Net 'n ritseling. Net 'n ritseling. Ek weet nie van jou nie, partykeer so in die winterseisoen dan raak ek so 'n bietjie depressief as alles so vaal daar buite is. Hallo? Die bome is leeg en is koud en is mistig en is sommer net, ek dink dis hoe Dawid en sy mense gevoel het. Dis oorlog. Dis honger, dis dors, dis koud. Daar's niks aan die bome nie. Dis 'n droë, dorre gevoel. Wie het al dood gevoel? Kom aan, ek voel dood. Asof daar niks binne in my is. Ek dink dit is hoe hierdie balsambos gevoel het. Sjoe. Maar toe die ritseling deur die balsambos beweeg, toe kom daar lewe, toe kom daar oorwinning. Hoor gou mooi, dis die salwing wat die juk breek, sê my Bybel. Wat beteken dit? Daar kom nuwe lewe. Al voel ek vandag moedeloos, al voel ek vandag ek het nie krag nie, al voel ek vandag ek weet nie wat ek kan doen nie, wanneer die ritseling deur my lewe beweeg, dan kry ek nuwe lewe, ek kry nuwe oomf, ek kry nuwe dinamika in my lewe. Miskien voel ek dood, maar wanneer God deur my beweeg, kry ek nuwe lewe. Miskien lyk my situasie dood, my balsambos lyk dood, maar wanneer God deur my lewe beweeg, dan staan Lazarus op en die dorre bene van Esegiel kry lewe. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer die Gees van God deur my beweeg, dan kan ek nie stil staan nie. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie in 'n hoekie gaan saggies sing nie. Ek moet opgewonde raak, want my koning lewe en die Heilige Gees bring lewe in hierdie dooie bene. Kom ons prys die naam van die Here. Die kerk was verlang dood gewees in die dal gewees. Verlang genoeg het die bene lewensloos dood gelê. Wanneer die Gees van God oor die bene beweeg, dan kom daar lewe, daar kom seëning, daar kom vet, daar kom alles wat jy nodig het. Hoor vir my kerk van die Here, daar's kom 'n uur en die uur is nou waar die dooie kerk sal moet opstaan en sy plek moet inneem in Suid-Afrika. Glo jy dit? Die ritseling bring herstel. Die ritseling bring lewe. Die ritseling bring groei. En dis wat die kerk van die Here nodig het. Ek dink baie, as die Here afkyk na ons kerke, dan sê hy, sjoe, julle het daar mooi programme. Sjoe, julle het daar mooi reekse wat julle woensdae op bid hier aanbied. Sjoe, julle bord is mooi en julle klank is mooi en maar julle is soos doodbenere. Want julle die Heilige Gees by die deur gelos toe ons inkom. Pastoor, ons het net 'n uur. Net 'n uur. Ons wil bietjie sing. Pastoor, jy moet perform, ons wil daar mooi sing vanmôre. En dan moet jy preek, pastoor, maar ek soek 'n preekie onder uitgehaal. En dan moet jy mooi afsluit en dan wil ons huis toe gaan. Die kerk is besig om sy vuur te verloor. Kom aan. Die kerk is besig om sy salwing te verloor. Hoekom? Want ons wag nie meer op die ritseling in die balsambos. Mag hierdie Pinksteroggend net een ding by jou opwakker. Om sensitief te raak vir die ritseling. Om sensitief te raak vir die ritseling. Want is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here. Kerk, is jy saam met my vanmôre? Is jy saam met my vanmôre? Ek weet nie van jou nie, ek wil vanmôre eers opstaan en sê, Here, hier is ek. Ek hoor nie meer die ritseling nie. Is daar nog iemand wat sê, Here, ek hoor die ritseling? Ek wil vanmôre
En ek doen dit nie uit my eie uit nie. Ek wil jou vanmôre vra. As jy vanmôre sê, Here, ek kort die ritseling. Wil ek hê jy moet saam met my voor op hierdie mat kom staan. Ja, as almal uitkom, prys die naam van die Here. En as ons af van die paadjie staan, is dit ook oukei. Ek wil hê jy moet vanmôre opstaan en sê, Here, hier is ek. Ek hoor nie die ritseling in die balsambos. Wie kom ons wees eerlik met onsself. Here, ons kort vanmôre iets. Ons kort die werking van die Heilige Gees. Here, ons kort die vuur van die Heilige Gees. Here, ek is besig om my oorloë te verloor omdat ek nie die ritseling meer hoor nie. Here, maak my sensitief. Maak my sensitief sodat ek die ritseling van die Here in my lewe kan hoor. Ek gaan nie vanmôre vir jou bid nie. Kom ons, hier's baie plekkie voor. Hier's baie plekkie voor. Jy kom vanmôre vorentoe as 'n teken om te sê, Here, ek kan nie meer aangaan soos wat ek gister aangegaan het nie. Ek kort die ritseling. Ek kort die vuur. Ek kort die Heilige Gees in my lewe. Oh, dankie Jesus. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel this mighty power and God's grace. Dankie Jesus.